Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat nooit laat vaar die werk van sy hande. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Lukas hoofstuk 5, ons gaan saam lees daar van vers 1 af. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan. En sien twee skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuite uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang." Simon antwoord en sê vir hom: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak." Toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak sodat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man." Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons bly net so sit, dan buig ons die hoofde. Ons almagtige Here en hemelse Vader, o Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om in hierdie oomblikke te kan stil raak by u troon van genade, o Here, ons te werp aan u voete soos Petrus ook gedoen het, terwyl ons soveel stryd, soveel lyding, ja Here, soveel dinge het om oor te kla eintlik in hierdie wêreld. Ons dikwels moedeloos laat, o Here, en dan is dit met dankbaarheid in ons harte dat ons na u toe kan kom. Want Here, u verander die ongeluk in geluk. Here, u verander die stryd in oorwinning. Here, u verander die droewige hart na 'n hart van blydskap. En daarom kan ons voor u buig in dankbaarheid, o Here, in aanbidding en u loof en prys. Dankie Here dat ons ook nou saam met Quentin en Marie kan bid vir klein Alex. Ja Here, en ons wil vra dat u hand van genade oor hom sal hou, ook daar in die operasiesaal en al die dinge wat daar gebeur, o Here, dat dit sal wees tot eer van u naam. En ons dankie, o Here, om te weet dat terwyl ons u aanroep, dat u daar is deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dankie, o Here, dat ons as gemeente kan saam buig en saamstem in gebed vir jong Alex. O Here, dankie ook nou vir die kosbare voorreg van u woord, om daaruit gevul en gevoed te word, o Here, sodat u verheerlik sal word. Al die lof en al die eer en al die aanbidding kom u. Amen.
Ek sou nou denking, vind ons daar in vers 8, waar ons lees, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Ek wil vanmiddag met jy praat oor die tema 'n ontmoeting met die Here. Nou, terwyl ek nou die boodskap voorberei het met die gedagte aan die kinderdiens wat ons vanoggend gehad het, toe sê ek vir myself, gelukkig kies ek nie die boodskap nie. Die Here kies die boodskappe. En wat ons praat oor die tema 'n ontmoeting met die Here. Nou hierdie gedeelte is 'n kosbare gedeelte. Ons lees van 'n skare wat daar rondom die Here vergader en wat by hom aandring om nog meer te leer van die woord van die Here. Daar was 'n dors en 'n honger in hulle. En ons kan uiteindelik sien dat soos Jesus geloop het, het hulle saam met hom geloop en heeltyd by hom aangedring om geleer te word. En uiteindelik gaan staan hy daar by die meer van Genesaret. En hy gewaar daar 2 skuite en hy gaan klim in die een en hy sê vir die skipper van hierdie skuit om hom 'n end uit op die water te vat. Nou, soos u seker bewus is, as jy nou al daar langs die dam gestaan het en vis gevang het, dan as jy 'n bietjie hard praat hierso of jy hoor die mense, jy kan die mense ver oor die water hoor praat, want water dra nogal klank baie goed. So dit is dalk volgens die kommentaarskrywers 'n rede gewees hoekom Jesus dit spesifiek gedoen het. Maar as ons die gedeelte verder lees, dan sien ons dat daar 'n dieper doel was. Want hierdie dag waar hier soveel mense om die Here was, en ek is seker baie mense geraak was deur die waarheid en die boodskap wat die Here Jesus verkondig het, het daar een besondere persoon uitgestaan en sy naam was Simon Petrus. Nou, hoekom is Petrus se ontmoeting met die Here so besonder? En ek dink wat 'n mens moet in ag neem is sy geaardheid. Petrus het 'n besondere geaardheid gehad. 'n Sterk sin van reg en verkeerd, 'n man wat gedryf was, 'n man wat sterk beginsels gehad het en natuurlik ook daarbey 'n baie sterk persoonlikheid gehad het. As hy gepraat het, dan het mense geluister, maar ook 'n man wat eers moes sien voordat hy geglo het. Dis presies wat die Here hom wys. Ons lees eintlik daarvan vers 4 af. Hierdie gebeurtenis waar die Here vir Simon sê, vaar uit na die water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Nou dis kosbaar, as ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan. Die Here het vir hom gesê, vaar uit na die diep water. Nou, dink net vir 'n oomblik daaraan, hier is 'n gesoute visserman, wat geweet het waar om die vis te kry in hierdie meer. Dit was sy lewensmiddel gewees. Dit is hoe hy aan die lewe gebly. En hy sê vir die Here, Here, op u woord, met ander woorde, wanneer u die woord spreek, daar sal ons die net laat sak. Al klaar het daardie ontmoeting met die Here Jesus Christus in sy lewe 'n verandering begin bewerkstellig. Hy wat die water geken het, hy wat geweet het waar die ribbe was, waar die visse was. My kosbare, ek onderbreek myself hierso. As ek altyd so saam met my skoonpa langs die see gery het, want hy so gesoek na 'n plek om vis te vang. En dan sê dan kyk hy het net so vir die water gekyk, want hy presies as hy stop, dan stop ons en dan klim hy uit, dan is die vis nog klaar reg en dan hy het so 'n ander manier gehad om daar by die see te gooi, so uit die heup uit.
Dan gooi hy so van poeps. En dan sit net so rukkie staan, dan sê daar sy aan. En dan vang hy 'n vis. En dan staan ons so 'n bietjie en dan die volgende, dan ry ons nie en dis klaar hier, ons moet verder gaan. Dan ry ons nou weer en dan kyk hy net so vir die water. Dan sê hy, hier gaan ons vis kry. En as ons daar ingooi, dan vang ons vis. En so was Petrus ook 'n man wat die water geken het. Maar in hierdie oomblik, terwyl Petrus hierdie ontmoeting met die Here Jesus het, verander Petrus sy hele lewe in 'n oogwink. Alles wat hy was, alles wat hy nagestreef het, al sy drome, al sy beplanning word in daardie oomblik stof. Dit word onbelangrik. Hierdie oomblik word die waterskeidende oomblik van Petrus se lewe, want dit verander die persepsie van sy eie stand. Dit verander die persepsie wat hy van homself gehad het en dit verander die persepsie van sy toekoms. Kosbaar hierdie boodskap hoe Petrus 'n ontmoeting met die Here gehad het. Ons lewe in 'n wêreld waar mense ook so 'n begeerte het om met die Here 'n ontmoeting te hê. Mense soek 'n boodskap, mense soek 'n woord, hulle soek iets om hulle te bemoedig. Maar ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar baie min kerke vandag die Jesus van die Bybel verkondig. Daar word 'n Jesus verkondig. Maar nie die Jesus wat aan die kruis die prys betaal het vir die sonde nie, nie daardie Jesus nie. Nee, 'n ander Jesus. 'n Superster. 'n Man van vele woorde, 'n orator, net daar 'n mooi woord. Wat daar in die mense se wildste drome en hulle krisisse en hulle finansiële probleme en hulle gesondheid sal ingryp en met 'n klap van sy vinger of met 'n swaai van 'n staffie hulle hele lewe sal verander. Ons sê amper dit klink te goed om waar te wees. Maar dis die Jesus wat verkondig word in baie kerke, sogenaamde kerke, reg oor die wêreld. En die rede hoekom dit te goed is om waar te wees, want hulle verkondig nie die Jesus van die Bybel nie. Dis 'n mensgemaakte Jesus wat daarop gefokus is om die probleme van mense op te los. Want jy sien, baie mense vandag wil nie probleme hê nie. En hulle weet waarom die antwoord te vind, maar hulle wil ook nie 'n ontmoeting hê met daardie oplossing nie. Want jy sien, sodra hulle 'n oplossing vir daardie of die oplossing ontmoet, dan moet hulle hulle eie lewe konfronteer, dan moet hulle hulle eie toestand konfronteer, dan moet hulle konfronteer wie hulle is voor die Here. En hulle soek nie dit nie. Hulle soek 'n tydelike oplossing. Asof dit enige gewig in die ewigheid sou dra. Dit is wanneer daar die ware ontmoeting met die Here Jesus Christus plaasvind, wanneer dinge anders is. Wanneer dinge anders behoort te wees. Ja, wanneer dinge anders word. Daardie persoon, daardie ontmoeting het. Daarom sal ons vanaand aan die hand van die skrif met ons tema 'n ontmoeting met die Here in 3 kort gedagtes sien dat daar in hierdie ontmoeting met die Here, en wanneer dit gebeur, dat dit tot jou knieë bring, dat dit jou tot 'n sonde besef bring en dat dit jou ook tot bekering bring. Dat elke persoon wat hierdie boodskap hoor, sal luister na die stem van die Heilige Gees, sal hoor, sal gereed wees om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker. So sien ons dan in ons eerste gedagte, 'n ontmoeting met die Here bring jou tot jou knieë. Vers 8 het ons gelees, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus.
Petrus was moeg, uitgeput, lang nag, het hulle vis gevang. Hy antwoord die Here toe die Here vir hom sê, vaar uit daar na die diep water toe en laat sak jou nette. Sy antwoord vir die Here was, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Hulle het die hele nag hard gewerk en hulle het niks gevang nie. Al die moeite, alles wat hulle gedoen het hulle geen vrug opgehad nie. Hulle het met leë hande teruggekeer na die kant toe om hulle nette skoon te maak, om hulle nette reg te maak vir die volgende keer wat hulle sou uitgaan. En toe gebeur die wonderwerk. Toe Petrus vir die Here sê, op u woord sal ek die nette laat sak. Toe daar die wonderwerk gebeur en die Here sê hier en hulle laat sak die nette en daar gebeur 'n wonderwerk wat 2 skuite vol vis maak, so vol dat dit amper gesink het. Toe kon hy nie anders as om op sy knieë voor die Here neer te val nie. Uitgeput, gefrustreerd, moeg gedink, moeg planne gemaak, val hy neer aan die voete, of soos ons lees nie, aan die knieë van die Here Jesus. Hoeveel keer en hoeveel mense is vandag nie besig met hulle eie planne, hulle eie idees, met hulle eie gedagtes, sukkel van een dag na die volgende dag en alles voel leeg en alles voel na gejaag van wind. Ja, Prediker 2 vers 17 skryf Salomo so mooi, hy sê, daarom het ek die lewe gehad, want die werk wat onder die son gedoen word het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en 'n gejaag na wind. Mense voel so asof iets hulle jaag en hulle kry geen vervulling nie. Raak mense negatief, hulle raak neerslagtig, hulle raak depressief. En daarom, wanneer daar die ontmoeting met die Here plaasvind, daar die oomblik wanneer die planne en die idees en die gedagtes net nie meer daar is nie, daar by die voete van die Here vind die mens nuwe krag, nuwe moed en jy kry 'n nuwe uitkyk op die lewe. Daar aan die voete van die Here waar die mens vernuwe word in die krag en die werking van die Heilige Gees. Maar dan sien ons ook dat 'n ontmoeting met die Here bring die mens tot 'n sonde besef. Petrus roep uit daar in vers 8. Toe hierdie wonderwerk gebeur met hom en hy ervaar die krag van die Here, toe sê hy, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Daar was niks wat Petrus kon voorberei vir die effek wat die ontmoeting met die Here Jesus wat hy gehad het, wat daardie effek op hom sou gehad het nie. Hy was nie gereed, fisies gesproke, om die Here te ontmoet nie. Hy was nie skoon nie. Hy het nie sy beste klere aangehad nie. Hy het nie 'n pak aangehad nie. Hy was nie gewas nie. Dinkie en ook nie geskeer nie. Hare deurmekaar, jy kan jouself indink. Hy was nie gereed om die Here te ontmoet nie, maar is dit nie kosbaar dat die Here gereed was om hom te ontmoet? Petrus se uiterlike toestand was 'n weerspieëling van die innerlike toestand. En daarom roep hy uit vir die Here en hy sê, gaan weg van my, Here, want ek's 'n sondige man.
nie die uiterlike nie, die innerlike. Besef hy. Kom by daardie plek van sonde besef. In die lig van die volmaaktheid van die Here Jesus kon Petrus nie anders as om sy eie sondige toestand raak te sien. Daar is baie keer wat mense praat van 'n ontmoeting of 'n ondervinding met die Here. Maar baie keer is dit nie 'n ongelukkig eintlik, nê? Is dit nie 'n sonde besef? Dit is 'n emosionele ontmoeting. En baie keer kan ons 'n emosionele ontmoeting met die Here hê. En nou wil ek iets sê, dat dit is nie altyd verkeerd om 'n emosionele ontmoeting met die Here te hê nie. Maar as dit nie kom by 'n sonde besef nie, dan beteken dit niks nie. Dit het geen waarde nie. Ons neem 'n emosionele besluit so dikwels. Ek onthou toe ek jonger was, dat ek van nou af, van môre af, is ek 'n kind van die Here. Van môre af is ek 'n Christen. Maar ek besef nie die diepte en die waarheid van die ontmoeting wat ek moet hê met die Here Jesus nie. En daardie ontmoeting gaan oor my. Ek sê van môre af is ek waardig om die Here te dien. Van môre af is daar geen fout met my nie. 2 Tessalonisense 1:9 lees ons, hulle sal as straf ondergaan 'n ewig verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy ster. Jy sien, daar moet 'n sonde besef wees. Daar moet 'n besef by die mens wees dat hy in sonde gebore is en daardeur verdoem is tot die ewige hel. Daar moet 'n uitroep wees in daardie ontmoeting met die Here Jesus Christus, waar die kind van God uitroep, o God, wees my sondaar, hierdie groot sondaar, wees my genadig. Om uit te roep, sodat die Here daardie mens uit daardie sonde toestand sal uitbring. Ons sien ons in ons laaste gedagte vanmiddag, 'n ontmoeting met die Here bring jou tot bekering. By vers 11 lees ons, en nadat hulle die skei aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. En die getuienis van dit is dat Petrus 'n ware ondervinding en 'n ware ontmoeting met die Here gehad het. Sy lewe moes verander. Dit kon nie meer dieselfde gebly het nie. Dit kon nie anders nie. Hy kon nie aangaan met sy lewe asof daar niks gebeur het nie. Hy kon nie aangaan met sy lewe as 'n visserman, terwyl die Here vir hom gesê het, vandag sal ek jou leer om 'n visser van mense, om 'n visser van mense te wees. Dit kon nie meer dieselfde Petrus wees. Daar moes 'n verandering plaasvind. Om nie meer vis te vang, maar om mense gevange te neem met die evangelie van Jesus Christus. Ek dink ons het al baie keer te doen gekry met mense wat graag vertel van 'n ondervinding met die Here Jesus, maar wie se lewens nooit werklik verander het, wat maar nog steeds op dieselfde ou trant elke dag aangaan en dieselfde dinge oor en oor en oor is. Hoor wat sê Paulus daarom 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, sê hy, dit het alles nuut geword. Dus
wat 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus doen. Hy maak alles nuut. Romeine 12 vers 2. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Kan nie dieselfde bly wanneer ons 'n ontmoeting met die Here gehad het nie. Efesiërs 5:18 daar, die bekende teksvers. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Dit gaan nie hier oor dronk word nie, dit gaan oor geesvervulling. Word met die Gees vervul. Liewe kind van God, jy kan nie dieselfde bly wanneer jy 'n ontmoeting met die Here gehad het nie. Word met die Gees vervul. Dit moet gebeur. Dit is wat gebeur wanneer 'n verlore sondaar tot bekering kom. Wat gebeur? Die Here stort sy Heilige Gees op daardie persoon uit. Sodat hulle kan verander. Sodat hulle kan vernuwe. Sluit. Dit vanaand met ons tema ontmoeting met die Here gesien dat daar in hierdie ontmoeting met die Here dit jou by 'n plek bring waar jy op jou knieë voor die Here sal neerval. Dit bring jou tot 'n sonde besef. Daardie plek waar jy weet, waar jy na jou eie lewe kyk en dit meet aan die standaard wat die Here God vir sy kinders stel deur sy seun Jesus Christus. Dit bring jou tot bekering. Sodat jy nie meer dieselfde sal wees. Sodat jy nie meer dieselfde kan wees nie. Nou vra ek u vandag, het jy al ontmoeting gehad met die Here Jesus? Het jy al u eie lewe, u eie toestand in oënskou geneem? Watter Jesus is die een wat u soek? Soek u die Jesus wat die wêreld aan die voorhou? Soek u die Jesus wat u liefhet? Wat u nie sal oordeel nie? Soek u daardie nagemaakte een wat u rykdom sal gee en al die probleme sal oplos? Of soek u die Jesus wat vir u sonde aan die kruis gesterf het? Is dit die Jesus waarna u verlang? Is dit die Jesus waarna u verlang om 'n ontmoeting mee te hê, liewe broer en suster? Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Liewe broer en suster, soek die Here. Amos 5 vers 6, soek die Here, dan sal julle lewe. Soek die Here, liewe broer en suster. Sefanja 2 vers 3, soek die Here, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, liewe broer en suster. Soek die Here vandag, terwyl hy nog te vind is. Amen. Kom ons sit net so lank by ons hier. O Here, wanneer ons voor u buig, wanneer ons u genade aanskou, o Here, dan besef ons dat daar 'n tyd was wat u by ons stil gestaan het, o Here, en miskien vanaand, wanneer iemand hierdie boodskap hoor, staan u vanaand deur die Heilige Gees ook by hulle stil.
Soos daardie koortjie wat ons nou gesing het. En dat U daar die persoon deur die krag en die werking van die Heilige Gees tot aanbidding bring, o Here, om voor U voete te val, om tot sonde besef te kom, o Here, om tot bekering te kom. O Here, daarom bid ons dat U die naprediker van U woord sal wees ook en ons gehoorsaam sal maak. Dat ons nie vanaand sal sê, wag nog 'n dag, wag nog 'n oomblik, wag nog 'n bietjie nie. Nee, o Here, dat ons sal hardloop, ons sal soek tot ons vind. Daardie ontmoeting met U. Amen.